Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons mag hê om so aan die begin van 'n nuwe jaar ook as gelowiges saam met teenwoordigheid te kan wees rondom die woord, met verwagting uit te sien, Here, na dit wat ook vir ons voorlê in die jaar en te kan weet, ons is nie alleen nie, U is saam met ons. Here, ons dankie vir U beskerming, vir die bewaring, vir U genade wat ons in kon gedeel het in die afgelope feesseisoen wat verbygegaan het. Here, dankie dat almal veilig terug is en dankie dat ons ook op U kan vertrou vir die onbekende wat voorlê in hierdie jaar. Here, dankie dat ons vanoggend net kom dankie sê vir krag wat U ons gee elke dag. Opnuut kan ons daarna uitsien. Here, dankie vir die reën waarmee U ons geseën het die afgelope ruk. Here, dankie dat ons vanoggend op hierdie manier bymekaar kan wees, omdat U dit vir ons gee vanuit die grootheid en die genade. Here, mag ons dit beleef as geseënd, as U ons ook kom lei en ons kom hou binne U wil deur die Heilige Gees. Here, ons kom bid vir hulle wat deur uitdagings gaan, gesondheid, ander fisiese uitdagings, Here, emosioneel, geestelike uitdagings. Here, maar ons dink ook aan hulle wat deur die vloede en die brande geraak is die afgelope tyd. Mense wat verlies beleef het, ook in 'n geliefde se afsterwe. Here, en dan raak ons harte en ons gedagtes vol. Ons besef, ons leef uit dankbaarheid, Here, want U gee vir ons wat ons nodig het elke dag. Maar Here, ons voel ook saam met hulle wat deur hierdie uitdagings gaan. Here, ons kom pleit by U dat U ook U oor hulle sal ontferm, genadig sal wees en uitkoms sal gee. Here, deur 'n volharding in vertroue, maar ook krag, genesing, troos. Dit wat ons net in U kan vind. Here, en wanneer ons dit bid, dan wil ons aan U die lof en die eer gee, omdat ons weet ons lewe is in U hande. U hoor ons gebed en U sal ook daarop antwoord in die regte tyd en op die regte plek. Seën ons saam wees, Here. Gee dat ons U woord sal hoor vanoggend, dit saam met ons sal vat. Dat U Heilige Gees dit ook in ons harte sal laat kom vasdra plek kry. Here, ons kom bid ook vir ons onderwysers, ons kinders, ons ouers, met 'n jaar wat voorlê. Ons vra, Here, dat U by hulle sal wees. Dat hulle elke dag nuwe krag sal ontvang, Here, om voluit te gaan lewe tot U eer. Maar dat hulle ook hulle oog op U gerig sal hou vir hierdie jaar. In die goeie tye, maar ook in die uitdagende tye. Dankie dat ons dit vir U kan bid en kan vra. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend saam lees 'n kort gedeelte, maar tog 'n treffende gedeelte. 1 Johannes 4 vers 7 tot 11. 1 Johannes 4 vers 7 tot 11. Die opstel van die gedeelte is God is liefde. Ons gaan 'n bietjie later in die diens terugkom na die gedagte dat God liefde is, maar ek nooi uit, kom ons luister saam wat hier staan. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Ons lees tot sover. Ons jongmaats, julle is welkom om weer voor my te kom aansluit. Dan gaan ons 'n bietjie praat met mekaar.
'n vriendelike waarskuwing terwyl daar nog op pad is. Onthou as jy nie vorentoe kom, jy kry nie 'n lekker nie. En dis nie 'n dreigement nie. Dis net 'n feit. Goed. Welkom julle klomp hier voor. Ek weet ek het julle gemis. Ek sê vra of het julle my gemis. Goed, maar ek het julle gemis en ek is seker daarvan die gemeente het julle gemis, want hierdie banke was maar leeg hierdie vakansie gewees. Nee, maar ek is bly julle is terug. Is julle gereed vir die jaar? Okay, hier is oortuigende ja's en oortuigende nee's. So, en dan sê wat net nog neutraal is. Maar as ek wil vandag met julle praat oor 'n houtmannetjie. Nou wonder ek of julle die mannetjie gaan ken. Wie het al die storie van Pikkelnolsie gehoor? Ja, ek het gedog julle gaan dit ken nie. Die volwassenes gaan dalk eerder die verhaal beter ken. Goed, so ek gaan 'n bietjie met julle daar praat. Die oom wat die boek geskryf het van Pikkelnolsie se naam is Max Lucado. Goed, en hy het so 'n bietjie vertel van hierdie houtmensies. Nou kom ons gaan net eers hierna. Max Lucado het die boek geskryf, Jy is spesiaal. Nee. En ons het baie keer nodig om dit te hoor, dat ons is spesiaal. Maar waar ek vanoggend met julle wil praat uit hierdie verhaal uit is hierdie houtmannetjies. En hulle was wemels genoem. En die plek waar hulle gebly het was Womigville. 'n hele gemeenskap met houtmannetjies. En hulle het dag in en dag uit rondgeloop in die strate en of kolle op mekaar geplak of sterre op mekaar geplak. Kolle was daar vir as jy iets gedoen het waarvan hulle nie gehou het nie. Nee, dan het jy so 'n lekker swart kool gekry. En daai kool het gesê jy's nie so okay nie. Jy's nie so spesiaal soos wat jy dink nie. Maar dan as jy weer iets goeds gedoen het waarvan iemand hou, dan het hulle vir jou ster gegee. En almal wil meer sterre gehad het, want dan is jy die cool, die spesiale persoon. Maar Pikkelnolsie was een van die ongelukkiges. Pikkelnolsie het gesukkel om goed reg te doen en mooi te doen. So hy was 'n mannetjie wat vol kolle was. En sy kolle het gebly. Sy kolle het nie afgeval nie. Nee, so julle kan nou hierdie houtmannetjie indink wat vol kolle is. Dink jy dit gaan 'n mooi beeld wees? Dink jy Pikkelnolsie het goed gevoel oor homself? Nee, ons wil mos nie 'n lewe vol kolle hê nie. Nee. So ou Pikkelnolsie het net gewens, kan ek nie net sterre kry nie. Dan gaan ek beter voel. Ek gaan ook voel ek is spesiaal. Maar sy kolle het gebly. En Pikkelnolsie het eintlik op 'n punt gekom wat hy gesê het, ek is nou maar net so. Ek is nie goed genoeg nie. Ek moet nou maar my kolle aanvaar. Hy het eintlik op 'n manier oorgegee, moed opgegee. En gesê dis nou maar wie ek is. En dis tog nie waar nie, stem julle saam? Maar toe ontmoet hierdie Pikkelnolsie 'n meisie hout mensie. Nou kry ek nie dadelik haar naam nie. Dit was in my notas. Lucia. Ek weet dit eers gescan het. Goed, Lucia was haar naam. En sy was nogals opgewek. Oral waar sy gegaan het, sy rondgespring, het sy die lewe geniet. En maak nie saak of iemand vir haar kol gegee het, die kol het nie op haar vasgesit nie, hy het afgeval. Nee, sterre het nie op haar vasgesit nie, sy het die lewe geniet. En sy het gedoen met oorgawe. Nee, mense het gesien sy is 'n opgeruim, opgewonde dogtertjie. En Pikkelnolsie het haar raakgeloop en gesê, maar ek wil soos jy wees. Hoekom bly die goed nie vas teen jou nie, maar my kolle bly vas? En Lucia sê toe, maar jy moet die een wat jou gemaak het leer ken. Dat jy kan weet wie regtig is. Nee. So toe het Lucia hom gevat na Eli toe. Eli was die houtwerker, nee? Die een wat hulle gemaak het. En Eli sê toe vir hom die waarheid, en dit is, nou het ek het gehou, wie aan aangaan, ons moet by die waarheid uitkom. Eli sê toe, jy is kosbaar vir my, ek het jou gemaak, ek het jou lief. En toe hy daar wegstap by Eli, toe begin die kolle af te val. Hoekom het die kolle afgeval?
Want hy het gehoor wie hy werklik is. Nie wat mense gesê het hy is, met hulle kolle en sterre nie. Hy het gehoor wat sê die een wat hom gemaak het. Dat hy kosbaar is, dat hy syne is, dat hy hom gemaak het en vir hom lief is. En daar sien julle die boek bestaan so uit 3 dele uit, jy is spesiaal, jy is myne, jy is die heel beste. Want ons waarde lê nie in mense en wat mense sê nie, maar in wat God vir ons sê, want hy het ons gemaak. Goed, nou hoekom vanoggend hierdie, en ek gaan nou bietjie met die volwassenes meer daar gesels, maar ons is ook geneig om baie keer deur die lewe te gaan en te sê, jy is nie mooi genoeg nie, ek gee vir jou kol. Jy is nie soet genoeg nie, ek gee vir jou kol. Jy het nie huiswerk gedoen nie, gee vir jou kol. Jy was lekker met daai maatjie, gee vir jou kol. Nee? En as ons gelukkig is so een keer in 'n week dan word daar gesê, nee, jy het nou daai maatjie gehelp, hier is vir jou ster. En dan lyk ons lewe meer vol kolle as sterre. Stem julle saam? En ons name en shame mekaar op die einde van die dag. En ons voel nie goed nie. Ek en jy voel nie spesiaal nie. Dit voel of ek daar in die hoekie kan gaan sit, myself jammer kry en te sê, dis nou maar wie ek is. Maar maat, dis nie die waarheid nie. God sê vir ons is spesiaal. Hy het ons lief. Hy het ons kom bewys deur Jesus wat vir ons gekom het, vir ons gesterf het. En hy sê vir ons, jy is myne. En wat ek sê is die waarheid, nie wat mense sê nie. En ek wil jou hierdie jaar instuur met die boodskap, gaan en gaan gee vir mense sterre, sodat hulle kan weet hulle is spesiaal. Nie net om 'n kol en 'n ster te gee nie, maar omdat God van ons verwag om dit met mekaar te doen. Omdat ons almal deur God gemaak is. Gaan dit onthou? Goed, so ons gaan nie lewe met kolle hierdie jaar nie. Ons lewe met sterre en ons lewe met die waarheid. Is reg? OK. En soveel as vir julle geld na mekaar toe geld dit nou vir julle na die ouers toe en na die onderwysers toe met almal, nê? En van hulle kant af na julle toe. So kindertyd was net vir kindertyd, was vir groot mense ook gewees. Goed, julle kan vir lekker kom haal, dan kan julle na ma en pa toe gaan. Vir julle kinders, die suigstokkies maak keer niks nie. Die hitte het hulle oorval. Dit is ook hulle bietjie gesmeld lyk. So hy mag taai wees, dalk moet jy hom bære vir na die erediens. Maar hy mag hom geniet, hy maak keer niks. Gemeente, ons tema vanoggend is kolle, labels en die waarheid. En dit wat ek vanoggend in kindertyd met die kinders gedeel het, is net so waar vir ons as volwassenes. Wanneer ons kyk na die wêreld, dan is 'n wêreld gekenmerk deur etikette wat vir mekaar uitgedeel word. En dis nie altyd opbouende etikette nie, meeste daarvan is negatief en afbreekend. Ons wil vandag iemand brandmerk om te sê, dit is wie jy is of dit is wie jy nie is nie. Dit is wat jy gedoen het en dit is wat jy nie gedoen het nie. En die voorbeeld sou vandag kon aangegaan het. Ons sê partykeer vir ouens, jy's suksesvol of jy's 'n mislukking. Jy's in of jy's uit. Die sogenaamde cool wat ek in kindertyd gebruik het. Jy's goed genoeg of jy's nie goed genoeg nie. En dan ons maatstaaf baie keer onsself. Asof ons verhewe is bo 'n ander persoon. En dis nie regverdig nie.
Soms dra ons die labels lank, ons vat maar narek as vanselfsprekend en sê dit is dan nou maar seker wie ek is. Anders mense se woorde word eintlik my stem na binne om te sê dit is wie ek is. En voor ons weet, glo ons dit is die waarheid oor ons. Geliefdes, en dit is die grootste leuen wat ek en jy kan glo. En dit bring ons dan by volgende teksgedeelte, God se liefde, en dat ons, dit is reg, ons moet liefde leef. Ek dog net dis 'n spelfout. Johannes 7 en vers 10 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. Hierin is die liefde nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het. Liefde. Die oplossing om kolle en labels, etikette te kom oorbrug, is die liefde wat ons aan God leer ken. Die liefde wat ek en jy self omhels, die liefde wat ons moet uitleef na mekaar toe. Dit is hoe ons dit oorkom en ons uit die lewe uitkry. Die wêreld kom en kom plak 'n klomp kolle. En eintlik moes ons vanoggend inkie in die diens gehad het en ons moes ons hande gedruk het en so hand op iemand gaan sit het. En ons probeer het om daai ink uit te kry. Maar dit is wat die wêreld kom doen. Hulle gee vir ons sulke inkolle. Hulle maak ons hele lewe vol inkolle. Maar dan kom God en hy kom sê vir ons wat is die waarheid. En dit is die teenoorgestelde van wat die wêreld in 'n kol vir ons wil sê. Die wêreld sê vir ons aan die een kant, jy is wat jy doen. God sê vir ons, jy is die een vir wie ek lief het. Die wêreld sê vir ons, jy moet eers bewys jy is goed genoeg. God kom sê vir ons, my liefde maak jou nuut. Hoor julle die verandering wat God bring? Heeltemal teenoor dit wat die wêreld doen. Johannes kom maak dit vir ons baie duidelik en lei ons tot die besef, liefde begin nie by onsself nie. Dit begin by God. My en jou identiteit word nie gevorm deur mense se oordeele nie, maar deur God se genade in Jesus Christus. En soos ons deur die gedeelte lees, dan kom ons agter hier by vers 11, kom daar 'n skerp draai in dit wat ons lees. Geliefdes, as ons so lief gehad het, behoort ons, of as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar lief te hê. Ons kan dit vanoggend 'n bietjie anders te kom stel, as ons daaroor nadink. As God nie vir my 'n kol gee nie, hoe kan ek dit vir iemand anders wil gee? God wat die oordeel, die negatief, die afbreekend, kom oorwin, 'n einde daaraan kom bring deur sy liefde. En ek wil dit vir myself opneem. As God nie vir my 'n kol plak nie, wie is ek om na 'n ander persoon te gaan en vir hom te sê, hier's vir jou een groot vet kol. En ons oordeel mekaar. As God my nie kom etiketeer teen my foute nie, hoe kan ek dit met ander doen? En is ons nie maar baie keer geneig om mekaar se foute uit te wys nie. En selfs klem daarop te lê nie. En selfs daarop terug te val. En dan bring dit my by vanoggend ons as kerk. Ek en jy. As ek praat hier van kerk, dan praat ek nie van die 4 mure waarin ons vergader nie. Vanoggend is ons by een as gelowiges. Maar as ek en jy kerk gaan leef, elke dag, dan is die kerk veronderstel om 'n plek te wees waar kolle afval. Waar die waarheid seëvier en waar ons nie mekaar die hele tyd oordeel nie. Waar mense wat struikel, val, worstel en hard probeer moet hoor, jy is welkom. Jy is waardevol. Jy is geliefd.
En hierdie jy is geliefd is nie eendag nie, maar nou. Geliefdes nooi ons in, trek ons nader. Is dit wat die mense beleef as hulle met my en met jou in aanraking kom? Hierdie liefde wat ons in God ontdek het. My en jou taak is nie om sterre en kolle uit te deel nie. Ons roeping is om die liefde van God sigbaar te maak. Sigbaar in dit wat ons sê en dit wat ons doen. Wanneer ons liefhet soos God liefhet, gebeur daar iets wonderliks. Daar kom 'n draai. Mense begin glo dat die Skepper se stem harder praat as die wêreld se. Pikkelnolsie moes saam met Lucia na Eli toe gaan, sodat Pikkelnolsie kon ontdek en kon leer ken wie is sy maker, wie het hom geskep, wat is die waarheid. Ek en jy moet daarby uitkom, dat ons Skepper se stem harder kan word as die wêreld se. Met 'n proses stadig, vol geduld, en oor 'n verloop van tyd, dan sal ons kolle ook afval. Sal die wêreldse identiteit wat aan ons gekoppel is, en waarvan ons onsself maar ook van oortuig het, as dit is wie ek is, verdwyn. Want ons sal leer ken wie ons is in God. Ek gaan my nie meer myself nie meer sien deur die oë van mense nie, maar ek gaan myself leer ken en raak sien deur die God van oë, deur God se oë. Die een wat my liefhet en my deur die waarheid lei. Die een wat my lei om te ontdek wie ek is deur hom. Dit is 'n bietjie 'n ander identiteit as dit wat die wêreld vir ons wil gee. Geliefdes, en dan is my gebed, mag ons as gemeenskap 'n gemeenskap wees wat nie meer labels uitdeel deur kolle en sterre nie, maar labels kon vervang met liefde. 'n Liefde wat ek en jy leer ken het en ontdek het in God. Dat ons daardie liefde teen mekaar sal uitleef. Waar oordeel kom plek maak vir genade. En waar elke persoon wat voel soos 'n pikkelnolsie kan ontdek, die waarheid is nie wat mense van my sê nie. Die waarheid is dat God my liefhet. Ek is genoeg, ek is spesiaal, want God het my gemaak en is lief vir my. Geliefdes, mag dit ons een ding wees waarna ons uitsien in die jaar wat voorlê. Dat ons mag ontdek wie ons is in God. Dat ons sy liefde mag beleef en dit na mekaar toe kan uitleef. Daarom word ons genooi, en as ek reg kan onthou, het ek bekoel by die laerskool verlede jaar hieroor gepraat, so nou moet die kinders weer terug aan die verlede in. Dit lei ons om dan met die karakter van God te leef. En deesdae is ons baie bederf, ons gebruik 'n lighter, gebruik weer die Engels verskoon maar, en ons gebruik nie meer vuurhoutjies nie. Maar lyn vuurhoutjies, dalk is daar van u wat gisteraand gebraai het, wat later vandag gaan braai, dalk is dit weer nodig om 'n lyn boksie nader te trek en hierdie boodskap opnuut vanoggend vir jou vas te maak. Maar Lion is 'n akroniem vir dit wat van ons verwag word. Liefde is ons naam. Geliefdes, wanneer ons die liefde van God ontdek, en ons word opgeroep om te sê, dis ons roeping om met daardie liefde te gaan leef, dan word liefde my en jou naam as gelowige. So wanneer jy weer 'n boksie vuurtjies in die hand het, onthou, jy word opgeroep om as gelowige te gaan leef met die liefde wat God eers aan jou kom bewys het. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend net weer iets kan hoor van dit wat in die wêreld aan die gebeur is
en dit wat eintlik die waarheid is by U. Here, en soveel keer word ons opgeneem in dit wat die wêreld doen en sê, en ons aanvaar dit sommer maar as die nuwe waarheid, as die normale. Maar Here, as ons vanoggend luister wat Johannes vir ons sê, dan besef ons dat dit is nie so nie. U het ons lief, en deur die liefde word ons hele wêreld verander, word ons menswees verander. En ons wil vir U vra om ons te help, om hierdie liefde wat ons in U ontdek, ook so te gaan uitleef, dat ander dit kan ontdek, en dat dit die naam sal wees wat ons dra. Dat ons sal weet, Here, ons is spesiaal, ons is geliefd, ons is U kinders, U is die een wat ons gemaak het, en dat ons die waarheid in U elke dag sal kom soek en sal ontdek in wie ons werklik is. En nie ons ore sal uitleen vir die wêreld wat baie keer 'n verdraaide beeld en waarheid voorhou nie. Here, help ons om met liefde te gaan leef en weg te bly van etikette af, kolle en labels, maar net om te sê, die liefde van God bepaal my hele lewe. Mag ons elke dag besef, Here, ons lewe is in U hande. Dankie dat ons vanoggend dit kon gehoor het, dit sal ons kan vat in die nuwe jaar in, en mekaar ook kan help om hierdie jaar by hierdie waarheid uit te kom, en dit ook elke dag uit te leef. Here, wees met ons in die week wat voorlê, beskerm, bewaar ons, en hou ons oë gerig op U. Ons kom bid en vra dit, Here, omdat ons weet ons verdien dit nie, maar ons lewe is alleen die genade wat U aan ons skenk. En daarvoor sê ons vir dankie. Amen.